Welkom by Lewende Waters en Patmos Bediening. Ek is Monty Elof en ons is besig met 'n reeks oor vrae en antwoorde oor die Heilige Gees, naamlik die derde persoon in die Godheid. Nou elke week se lering is beskikbaar op DVD en jy kan dit van ons bestel. Jy kan gerus die nommer skakel wat op die skerm verskyn. Nou vanaand gaan ons stil staan by vraag 8. En dit gaan oor, kan ek die doping met die Heilige Gees ontvang, sonder om in tale te praat? Want daar is mense wat vir my sê, ek het die Heilige Gees ontvang, maar ek praat nie in tale nie. Of die gawes van die Heilige Gees werk in my en deur my, maar ek praat nie in tale nie. Nou, in Matteus 19:26 lees ons die volgende, maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Nou, kom ons kyk weer net na die vraag. Kan ek die doping met die Heilige Gees ontvang, sonder om in tale te praat? Jesus sê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Nou in lig hiervan, moet die antwoord op jou vraag dan wees, sekerlik ja. Alhoewel dit 'n gekwalifiseerde ja is. Ek persoonlik glo dat baie mense vir wie daar gebid is, die doping met die Heilige Gees ervaar het, maar weens onkunde moontlik nie in tale gepraat het nie. Niemand het hulle ooit gehelp of geleer en hulle dit nie verstaan nie. Alhoewel hulle dan sensitief is vir die Heilige Gees en geestelike gawes deur hulle werk, ondervind hulle nogtans hierdie probleem, omdat hulle nie gespreek het in tale nie. Want daar is so baie mense wat vir my sê, die Here werk deur my, en die Here seën my, en die Here gebruik my, en ek bid vir siekes, en ek help mense, maar daar is altyd daardie effense twyfel in hulle harte, as hulle hoor van mense wat gedoop is met die Heilige Gees, en wat in tale spreek, en hulle dan sê, maar ek is nou is ek nie so heeltemal seker nie, is ek regtig dan, is ek gedoop met die Heilige Gees, wat alleenlik verwyder kan word, die oomblik as hulle in daardie taal spreek en hoor hoe dat hulle God verheerlik. Want dit is bo alle twyfel die bewys dat die Here jou nou gevul het met die Heilige Gees. En nou weet ek ook dat daar mense is wat beswaar maak en sê, ek ken mense wat in tale praat, maar wat nie reg lewe nie, en ek ken mense wat in tale praat, wat dit doen en wat dat doen, en so. Ja, dit is so. Jy kan in tale praat en nog verkeerd lewe, want die keuse lê by jou. Jy moet besluit, ek wil die Here dien in volheid. Jy moet besluit, ek wil oorgee aan die Heilige Gees, sodat die Heilige Gees in en deur my kan werk. Of ek kan besluit, Heilige Gees, staan jy net daar aan een kant, ek leef my lewe soos ek wil. Onthou, soos ek in ander programme ook gesê, die Heilige Gees is 'n gentleman, hy is 'n Heer. Hy sal jou nie forceer om iets te doen nie. Nou, in die Pinksterkerke is daar 'n sterk beklemtoning op dat die talespraak die aanvangsbewys is van die geestesdoop. Met ander woorde, as jy gedoop is met die Heilige Gees, gaan jy in tale praat. Die argument is, as die dopeling nie in tale praat nie, hoe sal hy weet dat hy die doping of die invulling met die Heilige Gees ontvang het? Baie mense sê, maar ek het so lekker gehuil. 'n Ander een sal sê, ek het net gevoel, ek kry hoendervleis my hele lyf. 'n Ander een sal sê, ek het net gevoel, 'n salige gevoel gekry. 'n Ander een sal sê, ek het net gevoel om te spring. Nou, as antwoord op hierdie argument kan aangevoer word dat enige van die ander gawes, ook byvoorbeeld profesie, genesing ensovoorts, ook as 'n bewys kan dien, dat iemand gevul is of gedoop is met die Heilige Gees. Maar wanneer ons egter teologies hieroor besin, dan moet ons die aspek van geloof in ag neem. 'n Mens word gedoop met die Heilige Gees nie deur gevoel nie. Mens is gees, siel en liggaam. God werk op jou gees. Hy vul jou in jou gees. En nou sê Paulus, ek kan met my verstand bid, maar ek kan ook met my gees bid. Ek kan met my verstand psalms sing,
maar ek kan ook met my gees psalms sing. So, wanneer ek met my verstand bid, bid ek in Afrikaans, wat ek verstaan, wanneer ek in my gees bid, bid ek in die taal wat die Here my gegee het. So die doping met die Heilige Gees is en bly 'n geloofsaak. En geloof het nie empiriese of wetenskaplike bewyse nodig nie. Inteendeel, as jy in die geloof staan, skreeu alles in jou partykeer reg daarteen. Hoe kan jy dit glo? Hoe kan jy dit doen? Jy's van jou kop af. Dit werk nie so nie. Dit kan nie so werk nie. Jy gaan ondergaan. Jy gaan verloor. Geloof is iets ver bo as wat die wetenskap kan bewys. Ons moet eerder sê dat die dopeling in tale kan praat omdat hy glo dat hy met die Heilige Gees gedoop is. Baie mense dink die tale praat is nou alles. Ek het nou in tale gepraat. Prys die Here. Nou's alles reg vir my. Nee, nou begin jou probleme eers. Want onthou nou gaan die duiwel jou aanval. Vriende gaan jou aanval, familie gaan jou aanval. Almal gaan vir jou probeer bykom nou en vir jou vertel hoe mal jy nou is en dis nou heeltemal verkeerd. Nou die dag het iemand my 'n SMS gestuur en vir my gesê, is dit nie maar net al die ongeletterde mense wat in tale praat nie? Wel, ek kan vir jou professors bring en ek kan vir jou dokters bring, ek kan vir jou ingenieurs bring, ek kan vir jou tandartse bring, ek kan vir jou gewone dokters bring wat almal in tale praat. Tale praat is nie meer 'n ding wat agter die klip gebeur nie. Tale praat is nie meer 'n ding daarvan agter die bossies nie. Tale praat is algemeen. Dis oor die wêreld. God is besig om sy gees uit te stort op alle vlees volgens Joël 3. Ons lees dat die gelowiges op Pinksterdag in tale gepraat het, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek, Handelinge 2 vers 4. Nou hieruit kan ons aflei dat die menslike wil in samewerking nie opgeskort word tydens die geestesdoop nie. Let wel dat die gelowiges wat in tale praat, dis die gelowige wat in tale praat, nie die Heilige Gees nie. Want u sien, die Gees gee aan hulle die woorde in hulle gees, maar hulle moet wil om te praat. Baie dikwels mis gelowiges die tale omdat hulle dit nalaat. Hulle laat na om hulle deel te doen. Hulle dink, ek moet maar net my mond so oopmaak en dan gaan die woorde nou vloei. Nee. Die Heilige Gees het nie 'n mond nie, hy het nie 'n asem nie, hy het nie 'n tong nie, hy het nie longe nie. Jy moet die praatwerk doen. Jy moet die gedagtes wat die Heilige Gees in jou binneste gee, die woorde, moet jy uitspreek. Dit kom nie deur jou verstand nie, dit kom deur jou gees, soos die Heilige Gees aan jou gee. Nou, die woorde gaan nie net uitspring as jy jou mond oopmaak nie. Jy moet praat. Jy moet spreek. Jy moet verbaliseer, soos die Gees dit vir jou gee. En luister nou mooi, binne in jou is daar 'n geweldige stryd aan die gang. Want die verstand staan en toekyk. Paulus sê, my verstand is onvrugbaar. 1 Korintiërs 14:14, hy sê, want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Onvrugbaar beteken net, dat hy is nie by die vorming van hierdie woorde en klanke wat ek nou uitspreek nie. Hy is inteendeel 'n toeskouer. En ek praat altyd van ons ou doubting box, hierdie verstand van ons, die doubting box. Hy staan en toekyk, hy kritiseer, want hy wil op sy vlak, wil hy werk. Hy wil in beheer wees, van die tong, hy wil in beheer wees van die mond. En nou hoor hy met die ore, dat hier snaakse klanke gepraat word, en onmiddellik is hy in reaksie en sê, maar dis nie reg nie, dis nie van die Here nie, dis nie hoe dit werk nie, jy bid agter die pastoor aan, dis sommer 'n gebrabbel wat jy nou mee besig is. En dis waar die geloof inkom, en die geloof inskop in jou gees om te sê, nee, dis van God, dit kom nie uit myself uit nie. Die Heilige Gees spreek nou in my gees, ek verbaliseer dit kom nie uit my verstand uit nie, en jy sal agterkom wanneer jy in tale praat, dat partykeer bid jy so vinnig in tale, dat die ou verstand kan nie eers bybly nie. Hy kan nie daai woorde opmaak nie, want God se woord sê, dis 'n stroom van lewende water wat uit jou binneste sal vloei. Hy kom soos 'n vloedstroom uit jou binneste. Sommige mense, as hulle gedoop word in die Heilige Gees, begin met 1 woordjie of 2 woordjies,
Party het 'n ou sinnetjie, dis niks, dis heeltemal reg, daar's nie 'n probleem nie, afhangende van hoeveel geloof en liefde jy daarby sit en oorgee. Onthou, dis 'n oorgawe en 'n ontvangs. En hoe meer jy oorgee en hoe meer jy liefde bysit en glo, hoe meer kan dit vloei. Ek sê altyd 'n babietjie begin met een woordjie, naamlik mamma, later pappa ensovoorts. En baie kere kom mense met hakkelende tong en stammelende lippe, begin hulle een of twee woordjies te sê, en dan skrik hulle partykeer, en dan steek hulle vas, en dan gaan hulle weer aan, en net nou is daar 'n tweede woord, en 'n derde woord, en as jy ook kan kry, is dit 'n sinnetjie, en soos wat hulle hoor, onthou nou geloof is uit die gehoor, en hierdie verstand hoor, maar ek praat nou in vreemde tale, word jou geloof sterker, en nou stem die verstand saam met die gees, en as daai twee saamstem, woord van God sê waar twee saamstem raak in enige saak, nee, nou stem hierdie gees van my en my liggaam en my verstand stem saam, dan word dit 'n stroom van lewende water uit jou binneste. Nou 'n sekere persoon het maande nadat hy die invulling met die Heilige Gees ontvang het, eers in tale gepraat. Daar's gebid vir hom, en hy het nie dadelik in tale gespreek nie. En hy het die volgende verklaring gemaak. Hy het gesê, my gevoel is, dat ons nie dogmaties moet wees en sê, dat jy nie die doping met die Heilige Gees ontvang het, tensy jy in tale gepraat het nie. Hy sê, God kan ons tog in die tale van mense en engele laat praat. Hy sê, maar van dat ek egter in tale begin spreek het, is dit vir my asof hy meer werklik is, as toe ek hom in my eie taal aanbid het. Met ander woorde, daar is vir hom gebid, die hande opgelê, hy het 'n ervaring gehad, maar hy het nie in tale gespreek nie. Maar hy het gevoel, ek is gedoop met die Heilige Gees, maar hy het nog nie in tale gepraat nie. En eers maande daarna, het hy die vrymoedigheid gehad, toe daar weer saam met hom gebid is, en hy deurgebreek het in die taal, en hy sê, wel, ek weet, daai eerste keer het God my gedoop met die Heilige Gees, maar ek het nou eers die vrymoedigheid om in tale te spreek. En nou ervaar ek, dat hy vir my meer werklik is, as ek in tale bid. Nou, dit is wat baie keer gebeur in mense se lewens, en dit is vir my so wonderlik, wanneer 'n onkundige en somtyds ongeletterde mens in 'n taal buite menslike begrip praat. Jy kan mos hoor, jy kan mos luister, dit gaan nie soos 'n motorfiets wat loop nie, dis nie 'n getatatata of 'n babababa nie, dis 'n werklike taal wat gepraat word, en te besef, dat dit nie hy is wat uit sy eie kennis uitpraat nie, maar dat dit die Gees van God is wat dit vir hom gee om te spreek. En terwyl ek met u besig is om te praat nou hier oor die lig, en die Gees van God besig is om te werk hier in my binneste, ervaar ek, al wat ek moet doen is, ek moet eintlik net oorgee en toelaat dat my Gees begin spreek. Ek hoef nie een of ander salwing nou te hê nie, ek hoef nie in 'n kerkdiens te wees nie, hy is met ons, hy is met my, en daarom kan ek te enige tyd, te enige plek spreek in tale. Usherebete babazandi yesheremekendi yeso. Ukustiar diakataya babandi yestaramahana. Kundalarabasiba butandi yendarabakaya. Kan u sien, dis daar. Ek moet net die kanaal laat vloei. Ek moet net oorgee. Dis nie nou van 'n ander planeet af nie. Die Heilige Gees is in my. Ek is vol van die Heilige Gees. En uit eie ondervinding het ek geleer dat mense oor hierdie onderwerp wil argumenteer en soms selfs in 'n groot stryd beland, omdat hulle verklaar dat hulle met die Heilige Gees gedoop is en dit nie nodig is om in tale te praat nie. Maar soos ek voorheen verduidelik het, daar's altyd daai effense twyfel, maar is ek regtig gedoop in die Heilige Gees? Maar hoekom praat ek nie? Hoekom vra hulle dan? Hoekom wil mense dan weet? Hoekom wil mense argumenteer met jou en my oor die tale? As hy dan so seker is, as hy so 100% seker is, dat hy gedoop is met die Heilige Gees en vol is van die Heilige Gees, hoekom wil hy met ons argumenteer daaroor? Onlangs het ek weer ervaar hoe dit 'n man, hy was 41 jaar na sy wedergeboorte, 41 jaar dat hy al die Here dien, gedoop word met die Heilige Gees. Nou luister mooi, diens gou daar die Sondagoggend, God doop hom met die Heilige Gees, hy praat in tale. Net nadat hy die vorige week op 'n kerkraadsvergadering met sy pastoor 'n geweldige argument gehad het, en hy vir hom gesê, dis nie nodig om in tale te praat nie. Dis nie nodig om in tale te praat, om gedoop te wees met die Heilige Gees nie.
En terwyl ons vir hom bid en ek vir hom hande oplê, het hy begin spreek in hierdie wonderlike taal. Ek het nie geweet daarvan nie, ek het agterna eers het die pastoor my die storie vertel. Na afloop van die diens het hy na my toe gekom en vir my gesê, dis die wonderlikste verjaarsdag geskenk wat hy kan ontvang en wat die Here vir hom kon gee, aangesien dit die volgende dag sy verjaarsdag was. En nou is dit eintlik nodeloos om te sê, dat hy het nie weer met sy pastoor daaroor gestry nie. Want vir die eerste keer in sy lewe, was hy werklik seker en oortuig, dat hy nou die dooping met die Heilige Gees ontvang het. Nadat hy 41 jaar al die Here gedien het. Nou weet jy, dit was my voorreg al om vir ongeveer 5-6 mense deur die jare heen te bid vir die dooping met die Heilige Gees, wat almal oor die 60 jaar die Here gedien het. Wedergebore kinders van die Here, gedoop in water, skoon lewe gelewe, heiligmaking nagejaag, nooit in tale gepraat nie. In die 80 jaar oud, 79, 80, 81, ek dink die oudste dame was 82 gewees toe ek voorgebid het, wat God vul met die Heilige Gees, en terwyl die blinktrane oor hulle wange bigel, hulle praat in 'n taal, wat hulle 60 jaar terug eintlik kon gepraat het, en kon ontvang het, as hulle net geglo het en oorgegee het. Nou, die Here sal steeds vir ons wonderwerke doen, al is ons soms bevooroordeel teenoor die tale. Ons moet egter net bereidwillig wees om oor te gee in alle opsigte. God gebruik elkeen van ons. En hy wil ons gebruik, en hy wil deur ons werk. Hy wil graag deur ons werk, maar ons moet oorgee. En net so ook met die tale. Wanneer jy met die Heilige Gees gedoop word, en spreek in daardie taal, doen dit tog iets, om sekerheid in jou hart te bring. Wat voorheen glad nie daar was nie. Ek het dit nou al oor en oor gesien. Dit was my voorreg om in hierdie afgelope 19 jaar, vir meer as 18.000 mense te bid, amper 19.000 mense, wat vir die eerste maal in hulle lewe in tale gespreek het. En daar is soveel wat na my toe gekom het na so 'n diens, en my gesê het, nou weet ek dat ek 'n kind van die Here is. Nou weet ek regtig dat ek 'n wedergebore kind van die Here is. 'n Ander een sal na my toe kom en sê, nou weet ek is gedoop met die Heilige Gees. Dan sê ek, hoe weet jy dat jy gedoop is in die Heilige Gees? Hy sê, ek het in ander tale gepraat. Hy het gehoor hoe het hy in ander tale gepraat het. Nou ek wil net herhaal, daardie geesvervulde Christene, kinders van die Here, wat nog nie in tale gepraat het nie, sal 'n wonderlike versekering van God se teenwoordigheid en sy krag in hulle binneste ervaar, wanneer hulle begin spreek in tale. Wanneer hy begin spreek in daardie taal, wat die Here hom gee. Dis nie, jou verstand sê vir jou, ag jy brabbel nou, dis nie van die Here, dit werk nie so nie. Moenie daarna luister nie. Sit hom een kant, dit kom nie uit jou kop uit nie, dit kom uit jou gees uit. Nou, natuurlik is die spreke in tale 'n baie groot twistpunt, selfs vandag nog. Ek dank die Here dat dit soveel beter gaan, as wat dit vroeër jare gegaan het, toe ons sleg gesê is en uitgeskel is daarvoor. Maar vandag is dit baie algemeen, en daar is selfs baie van die kerke wat ons geveg het jare gelede daaroor, wat dit nou toelaat, wat dit selfs nou toepas. En dit was my voorreg gewees om vir verskeie predikante te bid vir die doping met die Heilige Gees, en hulle het gepraat in tale. Maar as ons werklik God se aangesig soek en begeer dat sy seëninge op ons moet rus, dan moet ons die Heilige Gees volgens sy voorwaarde aanvaar en nie volgens ons sinne nie. En God se metode is doping met die Heilige Gees, spreke in ander tale. Soos wat ons deurgaan deur hierdie lerings en hierdie lesings, sal daar meer en meer van hierdie dinge vir u opval, maar u kan gerus my boekie bestel, 43 vrae en antwoorde oor die Heilige Gees, wat vir jou al hierdie vrae beantwoord met teksverse en alles. Nou, dis beter om vas te hou aan die skriftuurlike metodes en voorbeelde, as om beïnvloed te word deur menslike vooroordele. Met ander woorde, doen maar liewerster wat die skrif sê, as wat menslike opinies is, of wat jou opinie dalk is. Almal wat in tale praat, het die gesag van die skrif agter hulle. Hierdie ondervinding wat hulle gehad het deur te spreek in tale, kom uit die Bybel uit. Dis nie deur 'n kerk gemaak nie. Kom nie uit een of ander genootskap nie. En hulle het glad nie nodig om enigstens te probeer verdedig nie, dat hulle met die Heilige Gees gevul is nie. Want
hulle het die ervaring gehad van hoe hulle in tale praat en God verheerlik. Diegene wat nog nie in tale gepraat het nie, hulle maak aanspraak daarop dat hulle wel met die Heilige Gees gedoop is, maar dat hulle nou nie in tale spreek nie. Nou as u dus aan my wil sê dat u die dooping met die Heilige Gees ontvang het, sonder om in tale te praat, gaan ek jou nou nie diskwalifiseer en sê dit is nie so nie, en jy het nie ontvang nie, maar as u teenoor my getuig dat u in tale spreek of gespreek het, of graag in tale wil praat, sal ek saam met jou bly wees vir jou ondervinding, wat dan ten volle ooreenstem met die woord van die Here. So, ons moedig almal aan wat die dooping met die Heilige Gees verlang, om op skriftuurlike basis gevul te word. En moet verwag om in tale te spreek wanneer hulle dit ontvang. Sommige mense wat die vraag vra of dit nodig is dat hy in tale moet spreek, hy laat dit amper klink asof dit een of ander slegte medisyne is wat hy moet drink. Of dat die taal iets is wat hy moet verdra en nie moet geniet nie. Jy weet, ek meen as kinders, ons gebruik dit nou nie meer vandag nie, maar van die ouer mense sal saam met my stem, die jare toe ons nog kasterolie gedrink het. Dit was een van die vreeslikste dinge op 'n Saterdagmôre, is my ma vir ons sê, vanmôre is dit kasterolie tyd. Ek wil nie dit beskryf nie, maar dit was erg. Nou party mense voel amper so oor die tale. Die spreek in tale is 'n wonderlike ondervinding, dis 'n vreugde, dis 'n voorreg om God in hierdie vreemde taal te loof en te prys en met hom te kan kommunikeer. Dis die wonderlikste wat met jou kan gebeur. As ek nou kyk by die Israel toer wat ons gehad het, die pas afgelope week of wat, die vreugde en die trane wat daar by mense was, toe hulle in tale begine praat het vir die eerste maal in hulle lewe, nadat hulle al lank al gered is en die Here al geruime tyd dien. En hier staan hulle in Israel met hulle hande in die lug, in 'n hotelkamer, en ons bid saam met hulle, en God doop hulle met die Heilige Gees, en dit borrel uit hulle binneste, en die trane van blydskap en vreugde loop. Wat 'n vreugde, wat 'n voorreg om God te prys in 'n taal wat jy nie verstaan nie. Nou, iemand het eenmaal gesê, dat jy nie in tale hoef te spreek nie, maar dat jy dit tog sal doen. Dis soos Dr. David Du Plessis, nou, hy was voorheen, baie jare gelede, was hy Dr. Pentecost genoem. Hy het gesê, jy hoef nie, maar jy sal. Nou, elke persoon wat die dooping Heilige Gees ervaar, kan van die oomblik wat hy die Heilige Gees in sy lewe ontvang het, in hierdie wonderlike, nuwe, kragtige manier in tale bid. Elkeen wat gedoop word met die Heilige Gees, kan in tale praat. So as jy nog nie in tale praat nie, kan jy in tale praat. Dikwels kan iemand wat die dooping met die Heilige Gees ontvang, weier om sy tong of sy lippe oor te gee, die oomblik as hy die Heilige Gees ontvang. Hy weerstaan dit. Hoekom? As gevolg van teruggetrokkenheid, partykeer vrees, partymal is dit verkeerde lering of verkeerde verwagting, en partykeer is dit selfs oorywerigheid. Maar ek sê altyd, wees kalm, die Heilige Gees is kalm. Moenie gespanne wees nie, die Heilige Gees is nie gespanne nie. Ontspan en ontvang dit in jou gees. So word so 'n persoon dan vir dae, maande, selfs vir jare van die wonderlike ondervinding om in tale te praat beroof. En wanneer sulke mense uiteindelik oorgee en hulle begin spreek in ander tale, dan verklaar hulle dat as hulle nie teruggehou het nie, dit nie weerstaan het of weggeskram het daarvan nie, hulle sou gepraat het dieselfde dag of dieselfde aand toe hulle gevul is met die Heilige Gees. Ek kry baie sulke getuienisse. Om dus in tale te spreek as die Heilige ontvang, is dus heeltemal skriftuurlik en 'n wonderlike ondervinding, begeer dit met jou hele hart. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader vir die Heilige Gees. Ek begeer om hom op eg Bybelse wyse te ontvang in Jesus naam. Vul my met die Heilige Gees en ek wil U prys in hierdie wonderlike taal in Jesus naam. Amen.